As jy predikant is vandag, is die vraag eintlik wat jy jouself moet afvra in terme van jou jeugbediening, hoeveel van jou hoërskoolkinders ken die Bybel? Nou ek weet, ou begin nie by die hoërskoolkinders nie, jy moet begin by die laerskoolkinders, want dis waar hulle begin leer om die Bybel te lees. En as jy vir hulle liefde gee vir die Bybel in laerskool al, dan is dit daai liefde wat dwars deur hulle lewe gaan hulle terugvat na die woord toe. En ons het so 3 of 4 jaar terug die behoefte gesien om laerskoolkinders deur die hele Bybel te vat. En ons het 'n produk ontwikkel, noem dit maar 'n Bybelskool ontwikkel vir die laerskoolkinders, wat hulle van Genesis dwars deur tot Openbaring sal deurvat, sodat wanneer hulle klaar is met die laerskool, ons kan sê, ons het ons kinders deur die Bybel gevat. Hoe ons dit gedoen het, was om iets te ontwikkel wat vir die kinders lekker sal wees. En wat nie net hulle uur by die sonnaarskool sal besig hou nie, maar regtig iets wat hulle kan huis toe vat, wat hulle ouers kan deel. En so het ons begin ontwikkel aan Oros 1. Wat ons gedoen het, as jy in die eerste bladsye gedoen het, ons het hierdie rugbykaarte begin gebruik. Ons wil van elke karakter se storie vertel. Adam, Eva, Kain, Abel. En so op die einde van die jaar het hulle 30 kaartjies wat hulle versamel het en 'n plakkaat waarop hulle kronologies kan sien waar dit in die Bybel voorkom. Zaan Kriek. Hallo. Jy is ons skrywer van die verhale. Ek weet jy is betrokke by 3 kleuterskole, Kiddies Academy. Jy het jou M in jou kindersielkunde. Ek was nog net jou brein piek en vir jou vra, wat was die gedagtes rondom toe jy dit skryf, toe die verhale oorskryf en jy stel die les op. Wat was die gedagtes wat jy graag wou tuis bring? Fred, ek dink eerstens 'n liefde vir die Here en 'n liefde vir Jesus, maar ook 'n kennis. En ons program is so saamgestel dat dit vir die kind moet lekker wees om kerk toe te gaan. Ek wil graag hê dat 'n kleuter en 'n groter laerskoolkind in die oggend sê, mamma, wanneer gaan ons kerk toe? So alles wat ek weet en wat ek ken van kinders het ek in hierdie lesse probeer saamsit. Die essensie natuurlik 'n kennis van die Bybel, maar verder ook dan net sommer lekker goed. Iets om te eet, iets om te maak, iets om in te kleer, iets om te versamel, maar veral ook iets om te gaan vertel by die huis. Dit was vir ons belangrik dat ons daai skakel tussen die huis en die kerk moet hê, en dat ons daai verhouding ook aan moet werk. Ja, so dit klink my, hy gaan amper al sy sintuie gebruik in hierdie les. Iets wat ek dalk net kan noem is dat al ons lesse het ook 'n ken mekaar aktiwiteit. So die verhouding was belangrik ook in die skryf van die lesse en daai tipe goeders, dat daar verhouding ook sal plaasvind, verhouding gebou sal word. Ja, verseker. Ons boeke het 'n boekie wat hulle kan huis toe vat. Daar's 'n mamma of 'n juffrou handleiding, maar dan's daar ook 'n kleuterhandleiding, kinderhandleiding wat hulle huis toe vat. Ek weet baie mense is, as jy vir hulle vra, wil jy nie vir ons 'n groepie aanbied nie, is die eerste ding, daai groot oë en die vrees, wat het ek genoeg kennis, gaan ek die kinders kan besig hou, jy weet, vir 'n uur lank, of gaan ek vir hulle genoegsame kennis kan gee? Weet jy, dit was 'n groot oorweging geweest. So dit was ook in ons les, het ons dit so ingewerk dat jy as aanbieder dit kan aanpas. As mens 'n storie vir jou kind vertel, wil jy tog nie net voel jy lees dieselfde storie die 100ste maal oor nie. So dit is nie bloot net 'n verhaal nie, dit is 'n Bybelverhaal, maar met agtergrondkennis in. Susan, jy het gehelp in die ontwikkeling ook van hierdie program. Maar jy's 'n ouer en jy's 'n ma van 3 kinders en dit ervaar, hoe help Oros jou en jou kinders om in 'n sekere sin te groei in Christus en die woord te verstaan? Dit is eintlik wat ons wonderlik maak, want jy voel altyd as ouer, jy soek materiaal om met jou kinders te doen, en jy doen altyd hier ietsie en daar ietsie, maar jy voel nie, het jy nou regtig dit by mekaar gebring, en wat die Oros reeks doen as maak, en jy voel, ek het van vooraf, na 5 jaar deur die hele Bybel met my kinders gegaan, en dit was lekker. Ek bedoel, daar was kaartjies, daar was posters, ons kon die posters oopmaak en die kaartjies uitpak, ons het baie speletjies gespeel met die kaartjies. Mens voel daar was struktuur daaraan, en nie net die kinders nie, maar ek het net so baie daaruit geleer. En is eintlik amazing, agter op die kaartjies, as die kinders self begin lees, leer hulle self, want agter op die kaartjies staan daar wie hy is, wat hy gedoen het, waar in die Bybel kan jy van hom lees. Ons het op hierdie stadium 4 reekse in Oros. Die eerste reeks gaan oor die bekende Oud-testamentiese figure. Oros 2 gaan oor die lewe van Jesus. En dit gee vir kinders 'n kronologiese loop saam met Jesus in Israel. Oros 3
gaan oor die gelykenisse wat Jesus vertel het. So ons gaan omtrent deur 25 gelykenisse gaan met die kinders. Dis tog die nuwe koninkryk word eintlik sigbaar gemaak met Jesus se verhale en gelykenisse. Oros 4 is 'n nuwe reeks wat ons hoop in 2015 as die Here wil die lig gaan sien. Dit gaan oor Handelinge. Die titel van die Oros reeks is die Gestuurdes. Dit volg die paadjie van Paulus, Petrus en die disippels. Oros 5 gaan oor die priesters, die profete, die konings in die Ou Testament. Ons is verskriklik opgewonde oor die Oros reeks. Ons glo dit gaan regtig jou kind opgewonde maak oor die skrif en die woord en laat hom gaan groei in kennis van wie die Here is en dat hy ons liefhet. Oros!